Nou ja, ons het laaste keer gepraat, weer 'n keer van die bruid en paar goedjies genoem oor die bruid, maar ek wil nog graag 'n bietjie vir julle vertel van die bruid. Waar kom die bruid vandaan? Gaan die bruid die kerk wees? En as ek dan nou sê, nee, die bruid gaan nie die kerk wees nie, moet ek dit bewys uit die Bybel uit. En dis wat ek graag vandag met julle 'n bietjie wil deurgaan, deur 'n paar skrifte wat die Here vir my gewys het so tyd terug. En dat ek kan sien dat die bruid nie die kerk nie die bruid gaan wees nie. Maar kom ons lees, ek wil net weer dit sê dat in Jesaja 28 staan dit so geskryf. Vir wie wil ek kennis leer? Vir wie wil ek die openbaring verstaanbaar maak? Vir hulle wat gespeen is van die moederborste van die melk. En dan sê hy belangrike ding. Dis 'n reël op reël, reël op reël, gebod op gebod, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Dit is belangrik, want dit is presies hoe ek en jy vandag so deur die skrifte gaan. Gebod op gebod, reël op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie. En dit bring vir ons die verborgenhede uit. So, kom ons kyk, wat is hier vir ons vandag? Ek gaan vir julle lees uit 1 Korintiërs 15, vers 45. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Vers 46, die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde, aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Nou wie is hier die Here uit die hemel uit? Dis mos Jesus. So Jesus was dan mos nou die laaste Adam. Lyk dit vir julle so? Dit is hoe ek het verstaan. Maar kom ons lees aan. Dan kyk ons verder. In Genesis 2 vers 21. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Nou, as ons kyk na hierdie, het dit werklik gebeur. Ek weet nie hoe dit gebeur nie, daar is baie verborgenhede wat ek nie ken in die woord nie, want die woord sê ek ken ten dele, ek ken baie min, maar daar's 'n paar goedjies wat ek met julle wil deel en dan kan julle self ook besluit, wat dink julle daarvan? Nou, hierdie is dan nou ook vir my 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge. Met ander woorde van ons geestelike lewe. So as ons iets hier lees, kan ons dit vergeestelik in ons eie lewe, maar kom ons kyk wat gebeur hierso. So ek sê, die Ou Testament is deur God ingegee, net soos Paulus dit geskryf het, en is nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing en weerlegging in die geregtigheid, sodat jy en ek volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. So, Jesus, sê ek dan nou, is die tweede Adam. Nou Kolossense 1 vers 17, en hy is voor alle dinge, dis nou Jesus, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Dis die Afrikaans. Nou as jy nie King James gaan lees, daardie, en hy is die hoof, and he is the head of the body, the church. Jy sien die Afrikaans sê nie church nie, maar hulle sê dit duidelik, van die gemeente, met ander woorde, a church, ecclesia, dit beteken a religious congregation, dit beteken a Christian community of members, a assembly of a church. Dit is wat dit is. So, die Afrikaans sê dit eintlik reg dan, die gemeente. So, Christus, Jesus dus,
Hy is die hoof van die liggaam van Christus. Ek wil graag, ek weet nou nie of hierdie gaan bly, of ek dit kan gebruik nie, maar in elk geval, Jesus sê hy is die tabernakel. En hy was nie 'n regte tabernakel nie, maar dit is ook 'n afbeeldsel en skadu. En dan kyk ons na die tabernakel, waar was God? Die hoof. Nou Jesus sit vandag saam met die Vader aan sy regterkant. So, waar was die Vader in die afbeeldsel en skadu? In die allerheiligste, bo op die genadetroon, bo op die ark van die verbond. Dis waar Jesus dan nou in die geestelike sit, daar waar hy is. So, dis die hoof. Dis die hoof van die liggaam, maar ek en jy moet opgroei in die mate van sy volle gestalte, volgens Efesiërs. So, hy is die hoof, en dis waar ons wil graag wees. So hoor wat sê hy. Hy is die hoof van die liggaam. So ons is lede van die liggaam. Kom ek lees dit vir julle. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. So Jesus is die hoof van die liggaam. Nou in 1 Korintiërs 12 vers 27, ek 'n bietjie hier, bietjie daar, sodat ons dit mooi kan verstaan. Dit is eintlik moeilik om hierdie ene oor te dra vir my in elk geval. Ek is nie so slim nie, maar in elk geval, kom ons probeer. 1 Korintiërs 12 vers 27. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. So hy is die hoof, so ons is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Kom ons gaan na vers 12 toe. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur die Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jood of Griek of slaaf of vryman is, en ons is almal van een Gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As die hele liggaam al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elke ene van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of ook die hoof vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Maar veel eerder, ek wil hê julle moet baie mooi luister na hierdie vers, 1 Korintiërs 12 vers 22. En hier begin dit, waar hy die bruid beginne wys. Hy sê, maar veel meer is die lede van die liggaam noodsaaklik, wat die swakste lyk. Nou kan jy self besluit, wat verstaan jy hiervan? Want nou sien ons dat die kerk het verskillende lede. Maar dit is ook so dat, gaan jy in een organisasie in, dan predik hulle wat hulle glo. En hulle wil hê almal wat nou daar in beweeg, wat nou deel word van daai liggaam, daai gemeente, moet amper oog wees. Want jy moet presies doen, soos wat wil ek amper sê, die kop van daardie liggaam, want hulle skuif Jesus uit, dan word hulle die kop, die leiers word die kop van daai liggaam. Ek gaan net vir julle nog skrifte wys, maar in die gemeente moet jy verskillende mense kry, met verskillende vermoëns, met verskillende
wat kan ek dit noem? Die een moet 'n hand wees, die een moet dit doen, die ander een moet dat doen, die ander een moet dit doen. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. Nou ek gaan gou vir julle 'n storie vertel. Wat is 'n rabbi? As die Bybel praat van 'n rabbi, wat is dit? 'n Rabbi is mos 'n titel, soos wat want die skrifgeleerdes en die fariseërs was mos 'n rabbi genoem. Hulle het hulle rabbi genoem. Die ouens wat gaan swat het, teologie, in daai tyd dan nou. En vandag, as jy teologie geswat het, dan word jy 'n dominee genoem, of jy word 'n pastoor genoem, of nou vandag kry jy nog apostels ook, julle weet soos hierdie NAR, New Apostolic Reformation, hulle is apostels, hulle self apostels gemaak, en jy kry profete, en jy kry doktors, ek kan dit ook voor my naam skryf, ek het dit ook gekry, maar mensies, kom ek sê vir julle, wat sê Matteus 23, vanaf vers 2 lees ek. Die skrifgeleerdes en die fariseërs, Jesus praat hier met die disippels. Hy sê die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. En hulle hou van die voorste sitplekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges. En die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word, rabbi, rabbi. So hulle hou van daai titel, hulle is rabbi, geleerde ouens. Nou praat Jesus hier met die disippels. Hy sê maar julle disippels, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is almal broeders. Kyk, ek sou sê, ek het 'n kleintjie dood. Moet hierdie ding van pastoor, dominee. Dan moet ons 'n dokter, 'n professor, gaan julle nou vertel wat eendag gebeur het. Monty Elof, toe hy nog geleef het, paar jaar terug. Toe sit ons in 'n kantoor, en ons is besig ons het op die TV uitgesaai, en ons is besig om ons goed in te dien daar, dat dit uitgesaai kan word. En daar is nou 'n ander ou ook, 'n pastoor, wat hier in Pretoria iewers is, ek gaan nou nie name noem nie. Maar ons drie sit in die kantoor, en ons gesels, en Monty Elof staan op, en hy groet, en hy gaan weg. En hierdie man staan op, en hy praat met die ontvangsdame. En hulle het iets gedoen, hulle moes iets ingevul het, en ek het nie mooi begryp wat hulle doen nie, maar hy vra vir hierdie dame, hoekom skryf julle voor Dr. Monty Elof, dokter? Hoekom skryf julle nie ook nie, want hy het ook sy doktersgraad. Hoekom skryf julle nie sy dokter in my naam nie? Dit is so verskriklik, en ek weet, dit het nou nie met my gebeur nie, maar ek hoor, wanneer mense hom op sy naam noem, dan sê hy, want hy het ook professor geword. Ek is professor so. Nou ja, ek glo, hulle het nie eens geweet, dat ek ook 'n graadjie het nie. Maar ek skaam my eintlik vir dit, want ek weet so min. Jy weet, ek het nadat ek dit gekry het, het ek gedink, wow, nou gaan die mense, as hulle my vra, en ek kan nie die vraag beantwoord nie, dan sal hulle dink, jy's 'n fake. Maar mensies, ek weet, baie mense, wat doktersgraad het, self professors, wat vir ons kom kuier het, wat nie 'n idee gehad het van die verborgenhede in die woord van God nie. So, maar ek noem maar net hierdie goed, want ons mense, die leiers in die kerke, wil genoem word pastoor, en as hy sy graad het dokter, en hy stel homself voor, ek is dokter so en so, en dit is siek, dit is eintlik siek, skus, maar dit is vir my terrible.
Kom ons gaan aan. 1 Korintiërs 6 vers 1. Durf iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie. Nou hierdie heiliges, ek kan nie hierdie naam uitspreek nie. Hakios beteken heilig, onberispelik, suiwer. Dit is hoe Paulus hierdie Korinter gesien het, waarmee hy gepraat het. Nou ek wil net een skrif hier aanhaal, in Thessalonisense sê jy met jou siel, jou gees en jou liggaam onberispelik bewaar vir sy wederkoms, by sy wederkoms. Onberispelik, hoe voel jy vandag, hoe voel ek vandag oor daai saak? Kan ek regtig vandag sê, ek is onberispelik, my siel, gees en liggaam is onberispelik. Maar as dit nie is nie, en Jesus kom, sal ek nie in die bruid wees nie. Kan ek nie bruid van Jesus wees nie, want ek het nie geslaag met een van die vereistes nie. Dan gaan ek loon verloor. Dan het ek gebou met hout, hooi en stoppels. Alhoewel ek gered is, gaan ek skade ly. Nou wat is skade? Ek gaan nie in die bruid wees nie. Kom ek gaan aan. Weet julle nie dat die heiliges, hoor mooi, met ander woorde die onberispelik is? Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Hier is 'n bewys dat hierdie mense, ek noem hulle die bruid, dat hulle gaan onberispelik wees en hulle gaan die wêreld oordeel. Hoor verder. En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Nou, 1 Korintiërs 6 vers 3, hou dit in jou gedagte. Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Ek herhaal, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Engele oordeel? Engele? Gaan ons engele oordeel? Dink jy as jy nie onberispelik is nie, dat jy sal engele kan oordeel? Hoe kan jy iemand oordeel as jy self nie onberispelik is nie? Nou ek weet nie of van julle al regtig hierdie ding gestudie het om te sien hoe werk dit? Watter engele kan jy oordeel? Watter engele? Nou, dit is in die woord, maar as die Here wil, dan gaan ek bietjie vir julle daai wys wat ek gekry het in die woord. Hoekom ons engele kan oordeel as ons slag? As ons oorwin. Openbaring 3 vers 21, hy wat oorwin sal saam met my op die troon sit, soos wat ek saam met my Vader op sy troon sit. As ons oorwin, die vereiste, ons moet onberispelik wees, sal jy die wêreld kan oordeel, en sal jy engele kan oordeel. So, en as jy jouself nou beoordeel, sal jy nie geoordeel word nie. So, jou lewe moet jy nou beoordeel, is dit reg wat ek doen? Skyn ek, soos Jesus wil hê ek moet skyn? Is ek 'n afbeeldsel en 'n skadu van Jesus, soos hy vir ons is? Is ek dit so vir die wêreld? Vers 4. En as julle dan alledaagse regsaake het, moet julle die persone daaroor laat sit, wat in die gemeente, hoor mooi, die minste geag word. Onthou julle die geringste? Hier is in die gemeente waar die minste geag word. Word die pastoor of die dominee in die gemeente die minste geag? Weet jy wat, die woord van die Here sê, die mense van Berea is meer edelmoedig as die Thessalonisense, as die Thessalonika, of Thessalonisense. Hulle is meer edelmoedig, die mense van Berea. Hoekom? Hy sê, omdat hulle die woord gaan ondersoek het, of dit die waarheid is, wat aan hulle gepredik was. As jy wil edelmoedig wees, dis in die woord,
moet jy gaan ondersoek. Jy moet dit wat ek vandag vir jou sê, moet jy gaan ondersoek. En gaan kyk, is dit waar? Jy weet, as jy nie hierdie goed ken nie, dit het nie ewigheidswaarde nie. As jy nie verstaan wat ek vandag vir jou sê nie, jy het dit nog nie gesien nie, en jy stem miskien nie eers saam nie, is dit nie te sê jy gaan hel toe nie. Maar hierdie inligting is verborgenheid wat vir my help om te groei. En om vir my te help, hoe moet ek groei? En tot waar moet ek groei? En dat ek moet streef om te groei. En dat ek die woord van God moet leer, want hier is goed in wat belangrik is vir my, om in die bruid van Jesus Christus te wees. Hoor weer wat sê hy. As julle dan alledaagse regsakke het, moet julle die persone daaroor laat sit, wat in die gemeente die minste geag word. Nou wil ek jou vra, hoe het Eva ontstaan? God het Adam aan die slaap gemaak. En terwyl hy geslaap het, het God 'n rib uit sy liggaam geneem en God het 'n vrou vir hom gebou. Vandag, ek sê dit, want dit is vir my die waarheid. Vandag slaap die liggaam waarvan Christus die hoof is. Daai liggaam slaap, die kerkwêreld slaap. Hulle stel belang in goed wat regtig waar nie heiligmaking voorskryf en heiligmaking bedien en streng is op heiligmaking nie. Want jy mag mos nie sonde preek vandag nie. Heiligmaking hoor jy nooit weer van nie. Hoor jy nie meer van nie. Dit gaan oor ander dinge. Gaan luister mooi na preke en luister is hier en daar waar jy iemand kry wat regtig waar woord bedien. Nie jou eie gelykenisse en stories van die en daai en daai en die nie. Jy weet, daar is te veel mense wat goed in die Bybel inlees. Ek kan vandag 'n klomp goed opnoem. Wat mense wat hulle eie idees in die Bybel inlees, dan maak hulle dit goddelik. Dit werk nie so nie. Die Bybel moet met jou praat. Ons kan nie met ons eie idees in die Bybel inpraat nie. Want dit is ongelukkig wat gebeur. So, Jesus is die tweede Adam. Wie gaan die bruid wees? As ons kyk na die afbeeldsel en skadu, die rib. Die rib was uit Adam uit weggevat. En as jy nou gaan kyk na die rib, in daardie verklaring in die Strongs, as jy gaan kyk na die rib, in die oorspronklike taal, ek weet nie of ek dit reg uitspreek, dit is baie moeilik, hoop eroon, maar dit maak nie saak hoe jy hom uitspreek nie, hy's daar. Dit beteken ook, nie net nie, maar dit beteken ook, daarom pas ek dit in hierdie konteks in, beteken ook, a chamber. A chamber. Toe gaan lees ek in Handelinge 9 vers 39. Toe Dorcas, onthou julle die vrou? Dorcas, dan kry die Dorcas susters en so. Sy het baie goeie werk gedoen, klere gemaak ensovoorts ensovoorts. Toe sterf sy. En sy het in 'n chamber gebly. En as jy daar gaan kyk en jy gaan in die geskiedenis in die oorspronklike taal, dan sê dit is 'n derde verdieping wat sy in was, toe sy gesterf het in die derde verdieping van hierdie chamber, van hierdie gebou waarin sy was. En hulle het Petrus toe laat roep, want hy was naby en hy het gebid en sy het lewendig geword. Nou gaan lees in Handelinge 9, gaan lees hierdie storie. En dit is toe nou vir my so fantasties, so ek die lees. Want die rib word 'n vrou gemaak. En dit beteken ook 'n chamber.
En dit beteken ook, as jy gaan kyk na die oorspronklike woord, waaruit hierdie huperoon kom, dan sê dit ook, dis soos 'n cage. Wat doen jou ribbekas? Jou ribbekas beskerm jou hart. Beskerm dit wat jou lewe aan die gang hou. Jou hart, as jou hart iets oorkom, stop dit. Jou hart is dit wat die suurstof deur jou liggaam pomp, en die lewe is in die bloed, sê die Bybel. Dis die suurstof, dis in die bloed. So, mensies, kyk 'n bietjie na die tabernakel. Buitehof, 1. Heiligdom, 2. Allerheiligste, 3. Soos 3 verdiepings. Gaan kyk 'n bietjie. Ons almal nie dieselfde heerlikheid nie. Party die heerlikheid van die sterre, ander die heerlikheid van die maan, ander die heerlikheid van die son. 3. Die saad het geval op goeie grond. Party het gelewer 100, ander 60, ander 30voudig. 3. Hierdie is awesome vir my in elk geval. Ek raak excited oor hierdie goed. So, die bruid gaan die minste wees. Sy gaan die ene wat jy nie sommer sien nie in die kerkwêreld nie. Want Jesus gaan kom en hy gaan nie, die kerk is nie sy bruid nie. Die gemeente is nie sy bruid nie, maar hy gaan kom in die kerk, in die gemeente, en hy gaan sy bruid daar uitvat, want daar gaan mense wees wat in die liggaam is, wat bruid gaan wees. Die Bybel sê dit. So hy gaan kom en hy gaan vir daai en sê, kom, daai ene kom, of hy gaan hulle sommer vat, hy gaan nie nog sê kom nie, hulle gaan sommer weg, maar nie die hele kerk nie. Nee, dit kan nie wees nie, want dan is hierdie woord mos nou nie heeltemal vir my 'n afbeeldsel en skade nie. Maar ek hoop julle verstaan wat ek sien. Ek sê nie julle moet almal dieselfde sien nie, maar vir my, vir Niels van Sail en my vrou, dit maak ons excited. Dit maak dat ons wil aangaan. Wow, ons wil so graag in die bruid van Jesus wees, want dit lyk great as jy dink, hulle gaan die engele oordeel, maar dan moet ek en jy kwalifiseer om hulle te assisteer. Assessment te doen, om hulle te kan oordeel. So, blessings vir julle, tot 'n volgende keer.